Goeiedag van my, die ander Jaco, by die uitsending van Frontnuus. Vandag gaan maak ons 'n draai in Johannesburg in die reeks waarin ons kyk na uitdagings in streke, stadsrade en munisipaliteite in Gauteng, unieke probleme met unieke oplossings. Ek verwelkom vir Franco de Lange, raadslid in die Johannesburg Metro Raad. Franco, julle het in aanloop tot die komende plaaslike regeringsverkiesing 'n eerste infrastruktuurversoekskrif, 'n petisie, bekend gestel. Wat behels dit en hoe bied dit 'n oplossing? Baie dankie vir die geleentheid, Jaco. Ja, ons het besluit dat ons 'n aanlyn petisie gaan loods in Johannesburg, spesifiek oor slaggate, maar dit gaan ongelukkig 'n bietjie verder. Dit gaan oor algemene infrastruktuur in die stad as dit kom by water, riool, elektrisiteitsnetwerke en straatligte wat nie werk nie, verkeersligte wat nie werk nie. Maar ons vat ook hierdie petisie strate toe om vir die mense te vra om vir ons die petisie te onderteken, laat ons die petisie op 'n sekere stadium kan oorhandig aan die stad van Johannesburg, dat ons ook net 'n bietjie meer proaktief optree in die stad van Johannesburg en waar ons ook die belastingbetalers veral se regte wil verteenwoordig. Kortliks, waar kan mense die petisie onderteken? Is hy op 'n webtuiste beskikbaar? Hy is op die VF+ se webtuiste beskikbaar en dit is natuurlik www.vryheidsfrontplus.co.org en dit is waar die mense hom aanlyn kan gaan teken. Franco, dan is dit algemene kennis dat daar 'n kultuur is om nie vir dienste te betaal nie. Hoe wil die VF+ in Johannesburg hierdie uitdaging aanpak? Ek wil graag so 'n bietjie statistiek deel, net vinnig met die luisteraars en die kykers. Ons kyk na tans waar 48% van water verlore raak. Ons kyk bietjie na krag waar 40% daarvan verlore raak. Krag word natuurlik gesteel en natuurlik water word ook gesteel in die stad, maar daar is verskriklike groot lekkasies waar die water van die Valdam in die Johannesburg stelsel inkom en dit is natuurlik waar water verloor word. Maar ongelukkig het ons twee areas wat ons natuurlik area G en D noem. Dit is die groter Soweto, Lenasia en Orange Farm gebiede. Die mense betaal nie daar nie. Ons kyk daar ongelukkig na tussen 50 en 58% wat ons kan skuld invorder. Waar daar gebiede tradisioneel soos Midrand, Sandton, Rodepoort en Randburg ons oor die 90% is met invorderingskoerse in die land of in die munisipaliteit. Franco, dan is ek reg as ek sê dat die VF+ in Johannesburg sterk voel oor die regte en belange van die welgetroue belastingbetalers. Raai bietjie meer daaroor uit. Dit is korrek. Dis nou al iets wat ons lank dryf, wat ons sê laat die mense wat wel betaal, daai mense se regte, basies ons soek waarde vir geld. Ek dink enige iemand as hy 'n geldjie spandeer, wil hulle waarde terug ontvang. Die probleem is dat die gebiede waar daar wel ingevorder word, laat daai belastinggelde, veral as dit kom na grondbelasting, ek noem dit 'n Robin Hood belasting. Jy onderhou mos jou eie erf. Jy hou hom netjies, jy span hom toe vir sekuriteitsdoeleindes. Daai spesifieke erfbelasting, soos wat ons dit roep, daai gelde moet gespandeer word in die wyke en in die gebiede wat daai gelde betaal word en gevorder word. Daai gelde kan nie net gesloop word en vir politieke redes na ander gebiede toe spandeer word nie en ons infrastruktuur word nie geonderhou nie, al betaal ons die belastings. Inderdaad. Baie dankie aan Franco de Lange, raadslid in die Johannesburg Metro Raad. Van my, die ander Jaco, tot volgende keer, DV, wederom.